verkoeler daar waar julle sit. Dankie. Voel julle om daar so die water verkoeler? OK. Yes. Ja. Goed. So vanoggend wil ek graag 'n teksgedeelte met julle deel. Soos julle sien, ek het vir julle uitgestuur in die boodskappe. En hierdie is 'n teksgedeelte wat ek dink ons lees dit, soos maar die res van die Bybel. En ek dink regtig ons sit altyd 2 en 2 bymekaar en nie doen ons. So ek wil jou vanoggend vat na, wat ek net gaan my beerings ook bymekaar kry. Ek wil jou vanoggend vat na 'n teksgedeelte in Matteus. En iets het nou getwing daar. Ek wil jou vanoggend vat na 'n teksgedeelte in Matteus. As my goedjies nou eendag wil oopmaak, sal dit goed wees. Tegnologie is 'n wonderlike ding, maar so van tyd tot tyd. Ek gaan vir julle. Matteus is die eerste boek in die Nuwe Testament. Het julle Bybels Matteus in? Het julle Bybels? Julle moet julle Bybel saambring. Julle moet nooit alles vertrou wat van 'n kansel af gesê word nie. Bring jou Bybel saam en maak seker dit staan regtig daar. Moet nooit alles vertrou wat van 'n kansel af gesê word nie. Matteus 12 van vers 33 tot 37. Matteus 12 van vers 33 tot 37. En dan kan jy sommer 'n merkie maak by Matteus 3 vers 10 tot 12. So ons gaan op 3 teksgedeeltes na kyk. Matteus 12 vers 33 tot 37. Matteus 3 vers 10 tot 12. En dan Galasiërs 5 is ons almal se gunsteling een. Galasiërs 5 is die derde enetjie waarna ons gaan kyk. En ek dink julle het 'n relatiewe goeie idee van waar ons in Matteus Galasiërs gaan wees, is daarso by die vrug van die Gees. So ons gaan vandag so 'n bietjie gesels oor die vrug van die Gees. Vanaf vers 33 tot 37, hoe is dit altyd die pastoor se man wat die minste luister? Matteus 12 van vers 33 tot 37. Ek het 'n gehoorsame gemeente, ek weet net nie altyd van jou nie. Matteus 12 van vers 33 tot 37, staan nie altyd regtig so nie. Goed, het julle hom? Sê amen as jy hom het. Kom ons probeer weer, het julle hom? Amen? Kassai, bring julle Bybel saam. Bring jou Bybel saam, asseblief tog. Goed, en hy sê hierso, vanaf vers 33, lees hy die 33-53 vertaling, en hy sê, julle moet of die boom goed maak, en sy vrugte goed, of, daar's 'n akkieteken op die o, beteken ons 'n klem op, of, julle moet die boom sleg maak, en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. Vers 34, en hier begin hy met 'n verskriklike lelike woord. Hy sê, addergeslag. Vers 34, addergeslag. Hoe kan julle goeie dinge praat, terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit die woorde sal julle geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Net tot sover. En dan Matteus 3, vanaf vers 10 tot 12. Matteus 3 vanaf vers 10 tot 12, sê hierso, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Vers 12, sy skop is in sy hand, daai is hoofletter S, hier praat hy van Jesus Christus, en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met
uit blisselike vuur verbrand. Van wat se vuur praat hy hierso? Van watter vuur praat hy hierso? Dat hy praat hier van die helse vuur. So wat hy hierso sê is, die wat nie vrug dra nie, die onvrugbare boom, word uitgeruk en in die hel gewerp, word verbrand. Nou dit klink verskriklik, ons gaan later na Matteus, althans Galasiërs 5 toe. Ons gaan eers 'n bietjie gesels. So kom ons gesels oor bome en vrugte. Kom ons gesels oor bome en vrugte. Kom ons gesels oor plante en vrugte, of plante en blomme. Kom ons gesels oor bome. So, julle almal het 'n dink ek 'n relatiewe goeie idee van vrugtebome en plante en daai. Dit is voor die hand liggend, dat as 'n boom gesond is, dan dra hy vrugte. 'n Gesonde boom dra lekker, groot, lekker vrugte, nie waar nie? 'n Gesonde boom dra goeie vrugte. 'n Ongesonde boom se vrugte is of afwesig, dra glad nie vrug nie, of sy vrug is klein en jy kan nie regtig hom gebruik nie, of die vrug het 'n frank smaak, hy proe nie soos wat hy moet proe nie. Het julle al geproe, as jy sê byvoorbeeld 'n lekker vrugteboom in jou tuin het, en jy is gewoond in daai boom se lemoene, ons het so lekker lemoenboom in ons agtererf. Ek kan nie meer 'n winkel lemoen eet nie, hy het nie vir my smaak nie. My lemoenboom in my agtererf dra net sulke lekker groot, soet lemoene. Nou kom jy in Food Lovers en jy koop 'n lemoen daar en die ding het of geen smaak nie, of jy so suur kram in jou lyf nie. Het julle dit al agtergekom? Dis onaangenaam. 'n Boom wat gesond is, dra gesonde vrugte. 'n Boom wat ongesond is, dra ongesonde vrugte. 'n Boom wat gesond is, dra lekker vrugte. 'n Boom wat ongesond is, se vrugte is onaangenaam. Is dit nie? So kom ons gaan 'n bietjie verder oor hoe etiketeer, hoe identifiseer ons 'n boom. As 'n boom lemoene dra, is dit 'n appelboom? Nee, dan is dit 'n lemoenboom. As 'n boom appels dra, dan is dit 'n appelboom. So 'n lemoenboom dra nie appels nie, 'n appelboom dra nie lemoene nie. 'n Perskeboom dra nie tomaties nie. Maak nie saak hoe jy daarna kyk nie. As daai boom nie vrugte dra nie, is dit moeilik om hom uit te ken. Vat byvoorbeeld 'n suurlemoenboom en 'n lemoenboom. Die blare lyk baie naby aan mekaar. Die enigste manier hoe jy daai twee bome uitmekaar ken, as daar nie 'n etiket of 'n label aanhang nie, is as die vrugte daar is. So, as jy byvoorbeeld 'n lemoenboom hier het en jy het 'n suurlemoenboom hier, en nie een van die twee dra vrugte nie, dan is dit dikwels vir my en vir jou baie moeilik om die twee van mekaar te onderskei. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder. 'n Lemoenboom en 'n narkieboom se blare lyk so naby aan mekaar. As daar 'n lemoenboom en 'n narkieboom staan en nie een van die twee, en albei is dieselfde grootte en alles, en nie een van die twee dra vrug nie, hoe weet ek watter een is die narkieboom en hoe weet ek watter een is die lemoenboom? Ek het 'n label nodig om dit te sê. As ek in 'n kwekery instap, is ek, persoonlik ek in my stupidity en my onkunde, is ek nie plantkundig genoeg om te onderskei nie. As daar 'n klomp bome daar staan, dan sit vir my, dan moet ek die label lees. Tensy die goed vrugte dra, dan kan ek sien, okay, hierdie ding dra nou duidelik suurlemoene, so dis 'n suurlemoenboom, die ding dra duidelik perskes, dis 'n perskeboom. Maar as daar nie vrugte hang nie, dan is ek afhanklik van die label op die boom, is dit nie? Ek weet nie, dalk sit die een van julle wat ek ken, is wat vir my sê ek is stupid, dalk is dit die geval, maar dis ek. As ek winkel toe gaan, en ek koop 'n, kom ons sê ek gaan 'n kwekery toe, hier is 'n ding hier agter wat nie lekker is nie. Kom ons sê ek gaan kwekery toe en ek koop 'n perskeboom. Dan verwag ek, as ek by die huis kom, daai ding gaan perskes dra. Ek gaan bitter teleurgesteld wees as ek by die huis kom en daai ding dra appels.
'n appel is 'n lekker ding. Maar ek het 'n lemoenboom gesoek. Ek het 'n lemoenboom gesoek. Sit vir my die monitors af. Sit die monitors af. Ek het 'n lemoenboom gesoek. As ek by die huis kom en toets, dat is hy. Ons ook daar was ek nou weet wie statika. As ek winkel toe gaan, ek koop 'n perskeboom, dan verwag ek as ek by die huis kom, daai ding gaan perskes dra. Verbeel jy gaan winkel toe, of kwekery toe en jy koop 'n perskeboom en jy kom by die huis en jy ding dra suurlemoene. Nou suurlemoen het sy plek en hy het sy tyd. Maar as ek appelkoeskonfyt wil maak, gaan ek die suurlemoene ineek, nie gaan ek. Elke boom het sy doel, elke boom het sy nut. Elke boom het sy doel en elke boom het sy nut. So, ek verwag, die boom wat ek koop, daai boom moet vrug dra, die vrug wat ek wil hê. As 'n boom nie vrug dra nie, het hy nie nut nie. Jy kan nie spog met 'n lemoenboom in jou agtererf en die ding dra glad niks nie. Dan het jy 'n koelteboom, dan het jy nie 'n lemoenboom nie. Jy kan nie spog met 'n perskeboom in jou agterplaas en die ding dra nie perskes nie. Dan het jy nie 'n perskeboom nie, dan het jy 'n koelteboom. Daar's 'n verskil. Boere wat hierdie verskriklike plantasies het. Kom ons sê vir argumente onthalwe, hulle het hierdie lemoenplantasies. Lemoenboorde. Die bome wat nie vrugte dra nie, die onvrugbare bome ruk hulle uit en hulle vernietig die ding. Hoekom? Want dit is 'n vermorsing van bronne. Dis 'n vermorsing van bronne, hy bring geen opbrengs nie, hy beteken niks nie. Hy staan daar en hy lyk mooi, 'n goeie skadu weer en dis dit. Dis dit. Hy het nie nut nie. Net so ook, in my en jou lewe, is ek en jy geroep om vrug te dra. Ek en jy, as kind van God, moet vrug dra. As ek en jy nie vrug dra nie, wat maak ons? Ek en jy se doel op hierdie aarde is om vrug te dra. Dit is aan die vrug wat ek en jy dra, wat mense ons kan identifiseer as 'n kind van God of nie. As ons vrugte dra, dan het ons nie nodig om 'n bordjie om ons nek te hang wat sê, ek's 'n Christen, ek's 'n kind van God nie. As ons vrugte dra, het ons nie nodig om onsself te etiketeer as 'n Christen nie. As daar 'n lemoenboom staan en die ding se takke hang so swaar van sulke lekker groot lemoene, het ek nog steeds regtig nodig om 'n label aan te hang? Nee, ek het nie. Mense sien dit. Mense sien hier is die ding. Ek en jy spandeer soveel tyd aan 'n bordjie wat ons om ons nekke hang, wat sê, kind van God, kyk hoe lekker lyk ek. In plaas daarvan dat ons aandag gee aan die vrugte wat ons dra. En hier's 'n harde waarheid. En jy kan vir my kwaad wees, maar dit geld vir my ook. Toe maak ek is kwaad vir myself ook daaroor. As jy nodig het om daai etiket om jou nek te hang en te proklameer dat jy 'n kind van God is, as jy nodig het om te etiketeer, as jy nodig het om vir die wêreld te sê, ek is 'n kind van God, dan doen jy dit verkeerd. En dan doen ek dit verkeerd. Dan is daar nie vrug nie. Dis hard, né? Dis hard. As ek nodig het om vir iemand te sê, ek is 'n kind van God, ek is 'n wedergebore kind van God, waar's my vrug wat dit moes staaf? As ek vrug dra, dan het ek nie nodig om dit te sê nie. As ek vrug dra, hoef ek nie te proklameer nie. Hoef ek nie te koop
te loop met die feit dat ek 'n kind van God is nie. Mense sal dit kan sien op 'n afstand. Mense sien, hier is die ding. Ons praat baie, maar ons wys niks. Of, verbeel jou gou hierdie scenario, en dit mag dalk nou belaglik klink. Verbeel jou hierdie scenario. Jy stap in 'n kwekery in, hierso staan so jong appelboompie, met sulke appels, sulke mooi rooi blink appeltjies aan. En die etiket om die boom sê, dis 'n lemoenboom. En jy besef onmiddellik, hier is iets nie reg nie. Jy besef onmiddellik, hier is iets nie reg nie. En jy roep die ouetjie wat daar werk, hulle het gewoonlik sulke vreeslike skerp ouetjies wat daar werk, en jy roep hom en sê vir my, wat gaat die aan? Kyk, hier is 'n verkeerd. Nee, dit is 'n lemoenboom. Sê vir my broer, hier is 'n appelboom. Nee, dit is 'n lemoenboom. Maar kyk, die vrugte wat hy dra, dis appels. Nee, maar die etiket sê dis 'n lemoenboom, so dit moet 'n lemoenboom wees. Gaan jy daai boom koop en sê, wel, as die etiket so sê en as jy so sê, dan is dit seker 'n lemoenboom. Dan vat ek die boom huis toe en ek plant hom en ek glo vir die res van my lewe dis 'n lemoenboom. Dit klink belaglik. Net omdat daai ouetjie, daai vreeslike skerp ouetjie in die tuin, in die kwekery jou probeer oortuig het, en omdat die etiket sê dis 'n lemoenboom. Maar hy dra appels. Die etiket maak nie die boom nie, die vrug doen. Die vreeslike slim verkoopsmannetjie maak nie die boom nie, die vrug doen. Net so ook met my en jou. Ek en jy kan loop te koop met ek is 'n Christen, ek is 'n kind van God. Jy kan elke byeenkoms by die kerk bywoon en asseblief hou steeds aan om dit getrou by te woon, dit tel. Jy kan by elke byeenkoms die sitplekke warm sit en sê, jy, ek is 'n Christen. Maar as jou vrug dit nie staaf nie, dan is jy nie 'n Christen nie. As jy nie die vrug van die Gees dra nie, dan is jy nie 'n kind van God nie. Maar dan is jy 'n kind van die wêreld. En ek sluit myself daarbey in. As ons vrug nie pas by die dinge van die Here nie, dan is ons nie kinders van die Here nie. Dan is ons nie kinders van die Here nie. Jy sien, die ding is dit. Dis makliker om te loop en te verkondig, as wat dit is om vrug te dra. Dis baie maklik om 'n label om 'n boom te hang. En te sê, hierdie is boom 1 of boom 2, of hierdie is 'n nartjie, appelkoos, wat ek al jy wil hê. Het is makliker om gou-gou vinnig 'n papiertjie te maak en om op die boom te plak en sê, jy, nou doop ek jou appelboom. Jy, nou doop ek jou nartjieboom. Maar ek kan vir jou beloof, as daai boom besluit het, hy is nie 'n nartjieboom nie, hy dra iets anders, dan is hy nie 'n nartjieboom nie. Dit klink belaglik, maar dis hoe ons lewens lei, is dit nie? Dit is hoe ons optree, is dit nie? Kom ons kyk gou vinnig na Galasiërs 5, ek het hom spesifiek gelos vir eers. Kom ons kyk na Galasiërs 5 vers 19 tot 23. Galasiërs 5 vers 19 tot 23. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees. Galasiërs 5 vanaf vers 19 tot 23 en hy sê so: En die werke van die vlees is openbaar, naamlik, hier praat hy van die vrug van die wêreld. Onthou, jy kry 2 verskillende soorte vrugte. Jy kry die vrug van die Gees en jy kry die vrug van die vlees, of jy kry die vrug van die Here en jy kry die vrug van die wêreld. It's not the same, die 2 verskil dag en nag. Vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, jaloersheid, daai is 'n lekker een, hè? Toornigheid, nywer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Kom ons herhaal gou vinnig.
Soos ek vroeër al gesê het, iemand se mic is aan, dat die wat sulke dinge doen, wat se dinge doen, hierdie vrug van die wêreld uitleef, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En weet jy wat is die werklikheid van die saak? Daar is mense wat loop en verkondig dat jy kan doen wat jy wil, solank jy 'n verhouding het met die Here sal jy hemel toe gaan. Dis hartseer. Dis hartseer. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan jou lewe leef soos wat jy wil. Dis nou 'n nuwe teologie, hoor. Jy kan jou lewe leef soos wat jy wil. Mute al die kanale behalwe myne. Jy kan jou lewe leef soos wat jy wil. Solank jy net die Here bely, sal jy hemel toe gaan. Hier leer ons iets anders. Soos ek al vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Jy moet vrug dra. Jy kan nie vir my sê, die Here lief, maar jy dra nie vrug nie. Jy kan nie vir my sê, jy buig voor God, maar jy dra nie vrug nie. Jy kan nie vir my sê, jy's 'n lemoenboom, maar jy dra suurlemoene nie. Jy kan nie vir my sê, jy's 'n appelkoesboom, maar jy dra lemoene nie. As jy die Here lief het, dan gaan jy nie dinge doen wat hom nie behaag nie. As jy die Here lief het, as jy buig voor die Here, sal jy jou lewe in lyn hê met hom. Want dit sal nie kom as 'n wetlike ding van ek probeer myself red nie, dit sal eerder kom uit 'n plek van Here, ek het U so lief, dat ek U wil behaag met alles in my. Dit sal kom vanuit 'n plek van liefde teenoor die Here. Ons moet vrug dra, dan gaan hy vers 22, gaan hy verder, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en, hiermee sukkel ons, selfbeheersing. Selfbeheersing. Kom ons kom vinnig terug na vrugtebome toe. Dra daai boom net vrug wanneer jy kyk? Nee. As hy vrug dra, dra hy vrug, of jy nou daar is en of jy nou nie is daar is nie, of jy nou kyk en of jy nou nie kyk nie. Hy bly lemoene dra. Of jy nou by die huis is en of jy nie by die huis is nie, die lemoene sal hang. As jy die vrug van die Gees het, as jy vrug dra, dra vrug, selfs wanneer niemand kyk nie. As jy 'n goeie, gesonde vrugteboom is, en jy die vrug van die Gees, moet daai vrug van die Gees hang, selfs wanneer niemand kyk nie. Selfs wanneer niemand by is nie, selfs wanneer jy alleen is, moet daai vrug daar wees. Vrugtebome dra nie net vrugte wanneer niemand kyk nie. Vrugtebome dra vrugte ongeag. As jy net vrug dra op 'n Sondagmôre, dan is jy nie 'n gesonde vrugteboom nie. Dan is jy 'n fake vrugteboom, 'n kunsmatige vrugteboom, 'n plastiek vrugteboom, wat net daar is vir die mooiigheid. Maar jy is nie 'n regte vrugteboom nie. As jy vrug dra ongeag, 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, ongeag van wie kyk of wie nie kyk nie, dan is jy 'n egte vrugteboom. 'n Organiese vrugteboom, 'n vrugteboom wat welbehaaglik is voor God se aangesig. Natuurlik 'n vrugteboom is ook 'n ding wat hy kort baie aandag doen hy nie. Dis 'n ding wat aandag kort. Jy gaan koop nie 'n boom en gooi hom in 'n gat en verwag, jy, nou gaan hy sulke vrugte dra en sy arms gaan so swaar hang. Nee. Hy kort so 'n bietjie aandag. Hy kort so 'n bietjie moeite. Hy kort so 'n bietjie kunsmis en mis, hy kort baie keer so 'n bietjie landboukalk, hy kort baie keer so 'n bietjie beenmeel, afhangend van wat se vrugteboom dit is. Hy kort so nou en dan,
'n bietjie aandag. Hy kort gereeld water. Hy kort goeie sonlig. Hy kort goeie, gesonde grond. Hy moet so nou en dan gesnoei word, sodat daai vrugteboom optimaal vrugbaar kan wees en 'n goeie opbrengs kan lewer. Ons moet kyk na 'n vrugteboom. Ons moet die moeite doen om in te sit by 'n vrugteboom. 'n Vrugteboom is 'n ding wat moeite het. Net so ook het hierdie vrugteboom aandag nodig. Net so ook moet hierdie vrugteboom so 'n bietjie aandag kry. Jou vrugteboom, jou lemoenboom, jou narkieboom, jou appelkoesboom, wat se boom jy ook al het nutriënte nodig, regte voedingsstowwe nodig en. Ons het dit ook nodig. Ons het dit ook nodig. Nommer 1, wat het hierdie vrugteboom nodig? Water. Psalm 1. En hy sal wees soos 'n boom geplant by waterstrome, wat veel vrug dra en waarvan die blare nie verwelk nie. As jy nou by die waterstrome geplant is, gaan jy goeie, gesonde vrug dra. En jy gaan baie vrug dra. Watter waterstrome praat hy hiervan? Watter waterstrome? Woord, dit is reg. Beteken ek moet naby aan die Here lewe. Ek moet naby aan die Here lewe. Hoe nader ek aan die Here is, hoe dieper is my wortels geanker in daardie waterstrome in. En hoe dieper my wortels geanker is, hoe meer water my wortels suig, hoe meer vrug gaan daar wees. Hoe gesonder is hierdie boom. Wees soos 'n boom geplant by waterstrome. Wees naby aan jou waterbron. Wees elke dag bewus van sy teenwoordigheid. Want as jy bewus is van die Here se teenwoordigheid, gaan jy seker maak, jy dra vrug. Punt nommer 2, spandeer tyd in God se woord. Dit is die kunsmis wat ons nodig het. Spandeer tyd in sy woord. Want daar leer ons en ons groei in God se wil vir ons lewens. Daar groei ons in God se wil vir ons lewens. Ons sal nie weet hoe om ons lewens te vorm te maak as ons nie die Here se hart en sy wil ken nie. As ons nie die woord van die Here ken nie, hoe gaan ons vrug dra? Hoe gaan ons vrug dra? Éventueel gaan hierdie grond uitgeput raak. En dit is eintlik hoekom 'n vrugteboom nutriënte en kunsmis nodig het. Die grond raak dood, dit raak uitgeput. Hy kort 'n bietjie ekstra. Hy kort daai ekstra voedingsstowwe, dit wat die boom kort, dit wat die grond nie meer kan gee nie, dit het hy nodig, jy moet dit terugsit. En dan gaan hy boom stagneer en uiteindelik gaan hy vrek. Of hy gaan ontaard in 'n koelteboom. As ons nie nutriënte en voedingsstowwe ingooi nie, waar moet die vrugte vandaan kom? Ek en jy het nutriënte en voedingsstowwe nodig. Ons kry dit uit die woord van God. Ons kry dit uit die woord van God. En dan laastens, spandeer tyd in gebed met God. Dit is waar jy gesnoei word. 'n Goeie, gesonde vrugteboom moet so nou en dan gesnoei word. Dooie takkies moet afgeknip word, onderste takkies moet gesnoei word, sodat die krag in kan stoot en sodat die gesonde takke meer krag kan hê. In ons gebedslewe, in ons wandel met die Heilige Gees, word ons gesnoei van dit wat daar nie moet wees nie. Wanneer ons voor die Here sit, sit ons ontbloot en oop voor God. En dit is daar waar die Here vir ons kan sê, luister, hier's 'n dooie takkie. Hierdie hoort nie daar nie. Doen hier dit. Of die Heilige Gees lei ons. En die Heilige Gees lei ons. Bietjie links, bietjie regs, hier's die pad. Hier's 'n dooie takkie, kom ons knip hom af. Hier is vrot vrugte, pluk dit af, het trek onnodige voedingswaarde. Hierdie onderste takke trek te veel krag uit die boom uit.
knip dit af, dat die krag boontoe kan groei. Ons word gesnoei in ons gebedslewe. Ons word gesnoei wanneer ons sensitief is vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees snoei ons. En daarmee sê ek nie die Here laat slegte dinge met jou gebeur, nee, dis nie wat ek sê nie. Die snoei waarvan ek praat, is daai waar die Here dit onder jou aandag bring. En die Heilige Gees vir jou sê, hoorie, hierdie, dit hoort nie in jou lewe nie. Hierdie, dis nie hoe 'n kind van God optree nie. Dit, kom bietjie hierdie kant toe, knip bietjie hier af, haal hierdie uit, raak ontslaaf van dit. Het jy dit al ervaar, dat die Here vir jou sê, weet jy wat, hierdie moet nie in jou lewe wees nie. Doen afstand van dit, raak ontslaaf van die, raak ontslaaf van daai. Hy is ons leidsman, wonderbare raadsman, vredevors, sterke God, maar bovenal, hy lei ons op ons lewenspad. Kom ons recap gou. Strome van lewende water, lewe naby aan God. Lewe naby aan die Here. Spandeer tyd in sy woord, dit is die nutriënte wat jy nodig het, om te kan groei, want iewers along the line, raak jy uitgeput. Iewers along the line, raak jou grond 'n bietjie dood. En as jou grond dood raak, dan is daar nie genoeg nutriënte en voedingswaarde vir jou om te kan vrug dra nie. Dan begin jou lewe ook dood raak. Dan begin jou lewe stagneer. Dan begin jou vrug afval en dit is sulke klein goedjies wat eintlik geen nut het nie. En derdens, word gesnoei. Spandeer tyd in gebed. Wees sensitief vir die werking van die Heilige Gees, sodat die Here jou kan snoei, sodat jy nog meer vrug kan dra, sodat jy nog 'n gesonder boom kan wees. Kind van God, verstaan gou een ding vanoggend baie mooi. As ons kyk na dit wat in die wêreld aangaan, ek weet nie hoe clued up is julle met dit wat daar buitekant aangaan nie. Maar as jy kyk na wat die wêreld aangaan daar buitekant, is die tyd besig om min te raak. Die tyd raak min. Ons kan redeneer soveel as wat ons wil. Ons kan dit wegredeneer, ons kan mooi praatjies maak, dis irrelevant. Tyd raak min. Die tyd waarin ons leef, is die verkeerde tyd om vrugteloos te leef. Ek en jy is gebou en gemaak en geroep vir 'n tyd soos hierdie. Ek en jy is geroep om hierdie tyd, jaar 2025, hier te wees, maar ons is nie hier om dood te wees nie. Ons is nie hier om onvrugbaar te wees nie. Ons is hier om vrug te dra. As daar ooit 'n tyd was om vrug te dra, is dit nou. Dis nou. In die tyd waarin ons leef, kan ek en jy nie bekostig om vrugteloos of onvrugbaar te wees nie. Wat gebeur met 'n boom wat nie vrug dra nie? Hy word uitgekap en hy word in die vuur gewerp. My vraag vanoggend aan jou is jy volgende in die lyn? Wanneer die Here verby jou loop en hy kyk na jou en sê hy vir jou, wow, wat 'n produktiewe vrugteboom. Of is jy een van daai, wat die Here gaan sê, hier is geen vrugte nie, hierdie boom, die byl lê al klaar teen hierdie boom se stam. Lê die byl vanoggend teen jou stam? Of hang jou takke swaar van die vrug van die Gees? Het jy rarig daai bordjie nodig om jou nek, wat sê, Christen, kyk at me, jy me, look at me, kyk vir my, ek is 'n kind van die Here. Het jy nodig om 'n t-shirt aan te trek wat sê, Christen? Het jy dit nodig? Want as jy vrug dra, het jy dit nie nodig nie. As jy dit vanoggend nodig het, dan is jy onvrugbaar. Dan lyk jou blare, maar net soos almal sin. Sonder vrug lyk ons blare en die wêreld se blare presies dieselfde. Dan beteken ons niks. So ek vra weer vanoggend vir jou, lê die byl teen jou stam vanoggend, omdat jy vrugteloos is en onvrugbaar is, of dra jy vrug?
pas jou, as jy 'n bordjie om jou nek wil hang, fyn, maar pas die vrugte wat jy dra, ten minste by die bordjie om jou nek. Ten minste by die bordjie om jou nek. Want as die twee nie dieselfde is nie, kan ek jou beloof, hulle gaan nie die bordjie glo nie, hulle gaan glo die vrug wat jy dra. As ek 'n tomatieplant het, en daar hang 'n suurlemoen bordjie om hom, kan ek jou beloof, ek gaan nie suurlemoen in my maalvleis gooi, omdat daar 'n tomatiebordjie hang, maar die goed dra sulke suurlemoene nie. Dit gaan nie werk nie, dis onsmaaklik. Dis oneetbaar, dis gross. Hoe lyk jou vrug vanoggend? Hoe lyk jou vrug vanoggend? En ek sluit af met die volgende vraag. Wanneer laas het jy daai boom so 'n bietjie versorg? Wanneer laas het jy so 'n bietjie aandag gegee aan daai boom? Wanneer laas was daar so 'n bietjie nutriënte ingespit? Wanneer laas het jy 'n bietjie gekyk dat jy by waterstrome is? Weet wat die lekkerste ding van hierdie boom kan geskei word? As jy ver van waterstrome, as jy ver van die Here af is, skuif so 'n bietjie nader aan hom. Ontwortel en skuif so 'n bietjie nader aan hom. Sodat jou wortels in daai waterstroom in kan gaan en water kan suig, dat strome van lewende water ook uit jou binneste kan vloei. As jy 'n vrugteboom se takkie so sny, dan kan jy baie duidelik sien hierdie boom is verskriklik droog, of hierdie boom het genoeg water gehad. Jy sien dit baie duidelik. Jy kan dit sommer voel in hoe elasties die takkies is. Jy kan sommer voel in die tekstuur van die blaar, as jy blaar so vryf en daar kom baie vog uit. Dan is dit 'n boom wat genoeg water het. Hy's tevrede, is 'n gelukkige boom wat genoeg water het. Hoe lyk jou blare? As jou blare sulke droë, verrimpelde, verkrummelde ou goedjies. Of as ons jou blare so vat, gaan daar die vog van die Here daar uitloop. Vloei strome van lewende water uit jou binneste uit, want as dit nie doen nie, dan is jy te ver van 'n waterbron af. Daai boom gaan nie vrug dra nie. Dit raak dan net nog 'n koelteboom in hierdie wêreld, het genoeg koeltebome. Ons kort vrugtebome. Kind van God, hier waar ons sit, kan ons daai bordjies hang en verhang en hoe dit ook al is. Maar as hier nie vrugte is nie, dan mors ons tyd. As hier nie vrugte is nie, gaan ek en jy nie die ewigheid sien nie. As daar nie vrugte hang nie, wat is ons doel hier op aarde? Dan bereik ons nie dit waarvoor ons hier gesit is nie. Ek en jy is hier geplant, nie om mooi te lyk nie. Jy koop nie 'n vrugteboom vir koelte nie, jy koop hom vir sy vrugte. As jy koelteboom wil hê, gaan koop 'n jacaranda boom of 'n ding. Akasia boom of 'n ding. Jy koop nie 'n vrugteboom as jy net koelte soek nie. Koop 'n vrugteboom vir vrugte. Jy's nie hier om koelte te gooi nie. Jy's nie hier om dorings af te gooi nie, want party mense dra nie vrugte nie, hulle dra net dorings. Hulle gooi oral dorings in waarin ander mense trap en mense kry seer deur die dorings wat hulle afgooi. Mense word nie gevoed deur die vrugte wat hulle dra nie. As mense verby jou stap en jy dra vrug, dan voed daai vrug hulle ook geestelik en trek dit hulle nader aan die Here. Wat 'n vrug dra jy volgende? Dra jy volgende vrug? Of het jy rarig nodig om 'n bordjie om jou nek te hang? As jy nodig het om 'n bordjie om jou nek te hang of 'n T-shirt aan te trek wat sê, "Jy, kind van God." Ek het nie 'n probleem met so 'n T-shirt nie, maar laat die vrugte ten minste by die T-shirt pas. Want op die eind van die dag, as ons 'n bordjie hang en die vrugte kom nie ooreen met die bordjie nie, is ons besig om 'n bespotting te maak van die dinge van die Here. As ons met die naam Christen om ons nek hang, 'n loop, en die vrugte is sulke vrot gemors, is ons besig om die dinge van die Here belaglik te maak. Ons eer nie die Here en ons dag tot dag wandel nie. Ons is besig om 'n bespotting te maak van die kruis. En dit is 'n gevaarlike pad om op te wandel. So my vraag vanoggend aan jou is, hoe lyk jou vrugte? Of lê die byl vanoggend teen jou stam? Pas die bordjie en die vrug by mekaar?
Het jy nodig om te etiketeer, ek is 'n Christen, of sien mense dit wanneer hulle verby jou loop? En laastens, hoe goed versorg jy daai boom? Hoe goed versorg jy hierdie boom? Want as jy nie hierdie boom versorg nie, kan hy nie vrug dra nie. Hy gaan hom vir 'n kort rukkie dra. Of sodra daai goed afval, dit gaan ook nooit ryp word nie, of dit gaan afval en daar gaan nie nuwe vrugte kom nie, of hy gaan nie tot sy volle potensiaal dra nie. Wanneer laas het jy 'n bietjie aandag gegee aan daai boom? Wanneer laas het jy daai boom so 'n bietjie vertroetel en versorg en bewerk? Wanneer laas is daar so 'n bietjie nutriënte en wanneer laas daai boom bietjie nader geskuif aan die strome van lewende water? Versorg 'n bietjie jou vrugteboom, sodat jy kan vrug dra in die tyd waarin ons leef. Kom ons sit net so, ons sluit ons oë. Dankie Here dat ons vanoggend kan stil word voor U. Here, vanoggend is ons gebed, Here, dat U ons sal lei, Here, en Here, dat U ons ook sal snoei, sodat ons goeie, gesonde en vrugbare vrugtebome sal wees, wat veel vrug dra vir U koninkryk. Here, vanoggend is ons gebed, Here, dat U by ons sal stil staan en Here, as daar nie vrugte is nie, wys ons watter nutriënte om bietjie in te gooi. Here, want as ons nie vrug dra nie, het ons nie 'n doel op hierdie aarde nie, Here, dan gaan ons uiteindelik in die ewige onuitblusbare vuur gewerp word. En Here, dit is nie waarvoor ons gemaak is nie, dis nie U hart vir ons nie. Here, laat ons vrug dra, sodat ons doel op hierdie aarde kan bereik. Here, ons doel waarvoor U ons hier gesit het, Here, U het ons nie gemaak om doringbome of koeltebome te wees nie. U het ons gemaak om vrugtebome te wees. Om vrug te dra wat die wêreld voed, wat die wêreld na U toe aantrek, wat vir die wêreld aanloklik is na U toe. Here, dis hoekom ons hier is. En Here, daarom wil ons vanoggend stil raak en ons wil vanoggend vra, Here, help ons om vrug te dra. Here, help ons om te doen dit wat U nodig het ons moet doen. Help ons om ons volle potensiaal in hierdie wêreld uit te leef. Here, soos wat U wil hê ons moet. Here, wees nou met ons deur die res van die dag wat voor lê. Lei, behoed en bewaar en beskerm ons, Here, maar wees ook met ons deur die res van die week wat voor lê. Here, laat ons daar waar ons voet sit, Here, laat ons veel vrug dra. Dat mense wanneer hulle verby ons stap, ons vrug eerste sal sien, voordat hulle nodig het om ons bordjie te lees wat om ons nek hang. Here, dat mense nie eers nodig het om te kyk na die bordjie, voordat hulle weet wat se vrug ons dra nie. Here, want as ons vrug dra, dan lok ons mense na U toe. Here, ons gebed is, Here, vir die tiendes en die offerandes wat uitgaan. Here, seën vanoggend elke hand wat in daardie skatkis gesteek word, ooreenkomstig U woord en U wil. Maar Here, seën ook vanoggend die wat nie het om te gee nie. Here, wees U vir hulle groot voorsiener. Here, verder ons wil ongebid en ons wil vra, Here, wees met die wat werk met die finansies. Gee hulle insig, wysheid en kennis om daardie fondse aan te wend tot uitbreiding van U koninkryk. Here, verdaag ons nou in U liefde en U genade. En Here, ons bid dit in U naam en U naam alleen. En ons dankie daarvoor. Amen. Goed, so julle sal sien, vir die van julle wat nog nie gesien het nie, daar agter op daai tafel is jou 2025 kalender. Julle sal sien, daar is 'n effense glips op hierdie ding gemaak. Hans en Anne-Marie se huweliksherdenking is nie die 13de Januarie nie, dis die 13de Mei. En vir die van julle wat nou nog nie agtergekom het nie, ek vra om verskoning, maar julle weet nou al die tyd ek kleur my hare, ek is nie natuurlik 'n rooi kop nie, so maak nou maar met dit net wat jy wil. Baie verstrooid. Hans en Anne-Marie